Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek wil vanoggend begin net met hierdie vraag kortliks. Wat se effek dink ons het ons verlede op ons hede? Die effek van ons past op ons present. Veral geestelik, hoe beïnvloed ons verlede en die lewe wat ons daar geleef het, hoe ons nou dink oor onsself en deur die hoeveel gewig het die verlede op ons lewens nou? Die stories, die geheimpies, die skandes waaraan ons nie wil dink nie, die skaamte, steek ons dit weg, ons het vergeet, vermy ons almal wat weet wat daar gebeur het. Weer geestelik, hoe beïnvloed dit ons verhoudings en hoe ons dag tot dag dink oor onsself. Ek behoort nie by die kerk nie raar. Hierdie plek is nie vir my nie gegeewe my verlede nie. Dis die tipe goed wat ons vir onsself sê, ons glo maklik ons is ruined goods. Dit verkoop my teen halfprys. My skandes is te veel gegeewe wie ek is. God wil my dalk hier hê, maar hy wil my nie gebruik nie. Weet ons sê hierdie tipe goed. Soos wat die verlede ons hede definieer. Ek om die punt te maak, maar ek dink hou daai vraag in gedagte, soos wat ons deur Judas se storie werk en kyk verlede. Van julle wat laasweek hier was sal wonder, hoekom praat ons oor Juda? Ons is besig met Josef se storie. Wel, dis waar, die kort al 'n belangrike rol in Josef se storie. Laasweek sou julle gesien het, dit was Juda wat die voorstel gemaak het. Weet, ons doen al die moeite om dit maak. Ons moet nie vir Josef doodmaak nie. Kan ons net 'n bietjie geld kry vir al die moeite? Kan ons hom liewers verkoop en dan kry ons ten minste iets. En dit was Juda se idee. Juda het leiding geneem. En ons sien daar 'n baie wreed, 'n baie koue broer. En hierdie week gaan die storie aan, van laasweek se storie af, en dit gaan aan, en die fokus is veral op Juda, maar eintlik probeer dit vir ons 'n storie vertel van, weet, wat gebeur nou met die broers? Weet, wat gaan aan in die lewe van Juda, gegeewe wat hulle nou net gedoen het? Hulle broer Josef verkoop het in slawerny. Geestelik, wat gaan aan in hulle lewe? Hoe lyk hulle lewe nou? En wat ons sien, daar ons die storie lees, is dat hulle op 'n afwaartse pad van sonde is. Soos iemand wat op 'n skynshelling val, Juda en die broers het geval in hulle gierigheid en in hulle jaloesie, en hulle het geval, en soos wat hulle nou val, dra die momentum van sonde hulle af, en hulle rol by die heuwel af, bebloed en verslaan. En ons sien hierdie sterk vergelyking met Josef se storie. Josef is nou in Egipte, hy is verkoop deur sy broers. Maar ons sien hierdie sterk vergelyking, die verskriklike sondes van Juda en die broers teenoor Josef. Alles wat hy doen, seën die Here. Alles wat hy doen, seën die Here. En ons sien hoe sy karakter en sy waardes sterk staan. Daar al is hy alleen in Egipte. 'n vrou gooi haarself letterlik op Josef en hy sê nee. Terwyl Juda hardloop na 'n prostituut. Sien julle die verskriklike vergelyking hier tussen die twee broers? Die vergelyking dien om ons juis te help om te verstaan van 'n gemors Juda, hoeveel van 'n gemors Juda en die broers in is. Hierdie is die skandes van Juda se verlede. Nou, ek wil belangrik net noem op hierdie, kan nie alles preek nie, al wil ek. Ek wil deeglik deur Genesis 39 ook gaan, maar ek kan nie. Ek het net nie die tyd vir dit nie, veral gegeewe wat alles in Genesis 38 vind. En so, omdat ons nog baie in hierdie reeks gaan posif, wil ek in hierdie spesifieke preek fokus op Juda. Juda en sy storie 39. So hou julle blaadjies byderhand, veral Genesis 39. En in terme van struktuur, hoe ons deur hierdie teks gaan werk, ons storie werk. Daar's nie noodwendig punte of punt 1 punte, dis net 'n storie. En so volg met my deur Judas se storie en soos wat ons goeie sien,
Soos wat ons sien hoe God se woord oopgemaak word vir ons, gaan ons op sekere punte stop en oor wat dit beteken vir ons. Dis baie om te sê inleidend, maar kom ons begin. Kom ons spring in die storie in. Hierdie is Juda, die verlore broer. Juda, Jakob se 4de seun by sy vrou Lea, vat sy stukkie van die wins wat sy broer se bloed op het en hy loop. Hy het nou sy geld van die verkoop van sy broer en nou wil hy sy eie lewe gaan begin. En hy loop Kanaan toe. Hy kry vir 'n Kanaanitiese vrou met die naam Shua. En net hier sien raak, nêrens in die Bybel is dit ooit 'n goeie ding wanneer God se mense loop uit God se plek. Hierdie plek was deur God gegee vir Abraham en vir Jakob en vir die familie. En Jakob besluit hy wil wegloop. Maar nog meer, dis altyd 'n teken van agteruitgaan, God se mense betrokke raak met Kanaan. In elke liewe geval in die Bybel. So sien al klaar hier die afwaartse beweging soos wat Juda verder val op hierdie sondige pad. Hy sy broer koop en nou beweeg hy weg van God af, weg van God se mense af. Ons lees dat Juda 3 seuns gehad het. Onan en Shelah. Juda se oudste seun trou met hierdie vrou Tamar. Maar vers 7 lees ons, but Juda's firstborn was wicked in the sight of the Lord, and so the Lord put him to death. So hier sien ons weer nog 'n teken van wat aangaan in Juda se gesin. Hy is die hoof van hierdie huis en hierdie is sy eerstegebore seun. Die Egiptenare gaan hulle eerstegebore seune verloor as 'n teken van oordeel en hier verloor Juda sy eerstegebore seun. Ons weet nie presies wat hy gedoen het nie, maar dis duidelik sleg genoeg dat die Here se oordeel op hom neerkom. En dis nou hier waar dinge baie interessant raak in ons storie. Juda sê vir sy tweede seun, Onan, go into your brother's wife, vers 8, and perform the duty of a brother-in-law to her, and raise up offspring for your brother. Wat gaan hier aan? So ons moet onthou, hierdie was 'n tyd en 'n plek met 'n tipe lewe waar vrouens onmenslik swaar. 'n Weduwee sonder kinders en seuns was nie net onaantreklik nie, maar sy was sosiaal en ekonomies die kwesbaarste in die samelewing. Sy was weer. En so daar was hierdie uiters belangrike wet, juis om weduwees te beskerm in hierdie tyd en plek. En dit is waarna Juda hier verwys, the duty of a brother-in-law to her. Gee vir jou broer kinders deur Tamar. Dis 'n verpligting om te sorg vir haar toekoms. Basies is dit om te sê, jy weet, sorg vir haar, gee vir haar kinders in jou broer se naam, gee vir haar 'n lewe wat sy verloor het toe sy haar man verloor het, en sorg vir haar totdat daai kinders oud genoeg is om te kan werk. Hulle moet werk, hulle moet die plaas verwerk, die diere oppas, hierdie goed wat 'n vrou kan doen nie. Sonder hierdie reël, sonder hierdie verpligting sou niks en niemand oor haar regtig omgegee het nie. En al was daar mense wat ouer was wat vir haar omgegee het, hulle sou vergeet het van haar en sy sou So in plaas daarvan dat ons sien in die teks, in plaas daarvan dat hierdie tweede kind van Juda haar beskerm en vir haar 'n toekoms wil gee, draai dinge in Juda se familie nog net verder. Juda se tweede seun volg in die voetspore van sy ouer boetie en hy gebruik vir Tamar. Hy sorg nie vir haar nie, hy gebruik haar. Ons lees van hierdie siklus waarin hulle beland het. Hy nie vir haar 'n kind gee nie vir haar 'n toekoms gee nie vir haar sorg nie, maar in plaas daarvan wetend dat as hy vir haar 'n kind gee, gaan hy vir haar moet sorg. Hierdie kind gaan die broer se erfenis kry. Hierdie kind gaan nie werk op sy lande nie, hierdie kind gaan werk op sy ouer broer se lande. En met die wete van al hierdie Onan doen, die tweede seun, is hy vat seksueel van Tamar af, soos ons kan sien in vers 10, maar hy het geen intensie om haar te beskerm of om vir haar 'n toekoms te wil gee, deur vir haar kinders te gee nie.
En so ons lees dat wat die Here hiervan dink in vers 10 van seun is what he did was wicked in the Lord's sight, and so the Lord put him to death also. Nou net om vinnig hier stil te staan, wat ons sien hier en oordeel van hierdie broers, veral die tweede broer, is eintlik 'n goeie voorbeeld van 'n tipiese pornografiese optrede. Want dis presies wat ons wil vir selfsuur, maar daar is geen beswaar of omgee vir die vrouens se lewens en die lewe wat hulle lewe agter die skerms nie. Hulle is objekte om van gebruik te maak, maar nie om te beskerm en om lief te hê nie. Weet, dit lyk dalk mooi en oulik op die skerm, maar agter die skerm is die lewe aaklig. Die pornografiese industrie verantwoord alleenlik vir die meerderheid van die uitbuiting van vrouens, die mishandeling van vrouens, veral in lande waar hulle kwesbaar is. Dit verantwoord alleenlik, hoofsaaklik vir human trafficking en child trafficking. Dis 'n aaklige, selfsugtige industrie. En om deel te neem daaraan is om toe te laat dat ons selfsug gebruik maak van vrouens as objekte, ver buite die wil God. Seksualiteit is geskep deur God om 'n goeie ding te wees wat plaasvind in die konteks van die huwelik, waar ons nie net fisies vat by mekaar nie, nee, waar ons hele lewens gee vir daai persoon en vir daai een persoon. Ons gee emosioneel, ons gee ons harte, ons gee ons geld, ons gee alles. En ons gee fisies seksueel vir daai persoon. Ons gee ons lewens in huwelik. Is die konteks waar seksualiteit moet geniet word. Nou dis alles om te sê wat die Here sê oor hierdie tweede seun is what he did in the sight of the Lord was wicked. Dis om dit te sê, dis om daai punt te maak. So ek weet julle het nie hierdie verwag op 'n Sondagoggend nie. Ek het heeltyd gedink, imagine 'n ouer lees so bietjie met sy kind Bybel en dan is dit saam deurlees en hulle lees lekker Genesis, hulle kom by Genesis 38. Oei. Kom lekker slaap my kind. Ons nog nie daar praat. Maar ek dink tog dis belangrik. Dis belangrik opstaan vir vrouens en opstaan vir wat reg en verkeerd is, soos wat ons sien wat God se woord vir ons leer daaroor. Maar in elk geval, arme Tamar sit nou in hierdie situasie. Al 2 mans met wie sy was, en sy het niks te doen gehad met hulle dood nie. Sy is nog steeds, kook nog meer as tevore. As sy 1 man verloor het, is dit een ding. As sy 2 mans verloor het, wie sy haar nou wou gehad het? Sy het nog steeds 'n verskriklike, belangrike verantwoordelikheid teenoor haar. So, Judas sê vir haar verder in die storie, my jongste en my enigste seun vir jou. Tamar, wag 'n paar jaar. Maar vir nou, omdat jy niemand het nie, vra hy, wie gaan vir jou opsien, Tamar? Hy sê, gaan terug na jou pa se huis toe as 'n weduwee. Nou, dis interessant, want eintlik kon Juda vir haar gesorg het, tot die jongste seun reg was. Maar hy stuur haar as prins weg. Hy stuur haar weg as 'n weduwee. Hy wil nie hê hierdie vrou moet in sy huis bly nie. Want ons sien dat selfs in die teks in vers 11 sê dit vir ons Juda was besig om oneerlik te wees. Juda sê in vers 11, he too, my jongste seun, as ek my jongste seun vir jou gee, he too may die just like his brothers. So hy stuur haar weg na haar ouer huis toe met geen intensie om sy jongste seun vir haar te gee nie. Hy dink ek is klaar met hierdie vrou, want in sy kop is sy verantwoordelik vir die 2 seuns wat oorlede is. Ons sien in vers 11, he too may die just like his brothers. Sy blameer haar. En hierdie is nogals belangrik vir ons om te sien in Judas se Judas sien nie sy eie sonde nie. Sien julle dit? In sy oë het hy geen begrip vir die gemors en die afwaartse pad van sonde waarop hy en sy gesin is nie. Nee, dis Tamar se ek my jongste vir gee, gaan hy ook doodgaan.
dis sy doen iets hier. Dis haar skuld. Dis nie, hy vat nie verantwoording vir die bose seuns wat hy die hoof van die huis was nie. Nee, dis haar skuld weg. Stuur haar weg. So hierdie is Tamar se situasie. Sy het al 2 mans verloor, wie sy was. Die een wou haar nie help nie, maar het haar misbruik en onderdruk. En nou dat sy al 2 mans verloor, nou verder jok Juda vir haar en plaas haar in 'n situasie waar sy sonder kinders gaan oud word. Sonder enigiemand gaan oud word wat vir haar kan sorg nie. Niks van dit was nie. En ons moet vir Tamar verstaan in haar konteks, in haar tyd en plek. Vandag ag ons 'n opvoeding soos 'n goeie skool, 'n universiteit, 'n goeie werk, nie noodwendig ryk nie, maar opvoeding. Ons ag dit as noodsaaklik vir 'n goeie lewe, 'n ordentlike lewe. Jy kan nie sonder 'n goeie opvoeding bydra tot die samelewing en 'n goeie lewe lewe nie. Dis hoe ons daaroor dink vandag. Maar in ons tyd en plek beteken 'n opvoeding niks nie. Hulle lewe op die plaas, hulle moet boer, hulle moet dier. Hier, wat saak maak is hande. Mense om saam te kan werk, om ons lewe te kan hou. En ons sien raak, dit is wat Juda haar van beroof. Juda beskuldig haar en hou hierdie weg van haar. Sy gaan oud word, haar ouers gaan doodgaan, almal om haar gaan doodgaan, sy's jonk. Niemand gaan daar wees om vir haar om te sien, die vrou alleen. Hierdie was Tamar se situasie. So wat doen Tamar? Sy neem dinge so bietjie in haar eie hande. In 13 en 14 sien ons 3 verskriklike opvallende aktiewe werkwoorde, soos bam, 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 hierdie is Tamar se plan. Sy gaan, sy trek haar weduweeklere uit, sy bedek haarself, steek weg wie sy regtig is, en sy is op pad. Sy het gehoor, Juda, hierdie man wat hierdie lewe vir haar gekies het, hy is op pad om skape te gaan skeer. Tamar sê, ek het 'n plan, hierdie ding en hierdie onreg, dis nou klaar. Dis nou klaar. Sy wag strategies vir Juda, soos wat hy op sy pad is, en hy wag, en sy wag vir hom, en hy val in haar lokval in. Want hy sien haar en dink, prostituut, ek gaan met haar gaan slaap. En sien weer, dit interessant, dat Tamar se plan behels, dat Juda hierdie gaan doen. So Tamar het klaar al ingesien in Juda se lewe, 'n verskriklike patroon. En sy neem hierdie patroon van waar hy gaan slaap met prostituie in ag, en sy gaan staan en wag vir hom. En dan slaap Juda met haar. En iets wat baie interessant is, wat gaan jy my gee vir hierdie? Ek gaan vir jou 'n skaapie bring. Bewys dat jy vir my 'n skaapie gaan bring, Juda. Okay, ek gee vir jou my seal, its cord and the staff in your hand. Ek gee dit vir jou, Tamar as 'n bewys. So basies gee Juda vir Tamar sy Ou Testamentiese bestuurslisensie. Okay, hier is my bestuurslisensie. Hou hom net 'n bietjie vas, die betaling gaan kom. Juda kom by die huis, hulle gaan soek vir Tamar, is weg. Daar was nooit so iemand hier nie, ons weet nie wat om te doen nie. Juda gaan nie omgaan en elke persoon vra, hey, waar is die prostituut wat hy sê dit, ons gaan 'n laughing stock wees. Dis awkward. Okay, ek wil nie hierdie geheimpie moet uitkom nie. Net, hash, steek dit weg. Ons gaan aan. 'n Paar maande gaan verby. 'n Paar maande gaan verby en dit kom uit. Tamar is swanger. Tamar is swanger deur prostitusie. En Juda is woedend. Nou sien ons hoe al die haat in sy hart uitkom. Die haat wat al opgebou het, toe hy haar wou wegstuur, want hy het haar blameer vir die dood van sy seuns. Hy sê, hy sê in vers 24, bring her out and have her burned to death. Nou, dis nie die norm nie. Dis nie die norm vir iemand om ooit doodgebrand te word nie. Daar reëls en goed vir mense wat wel doodgemaak word, maar hierdie is wreed. Om iemand dood te brand is nie net dood nie, dis pyn. En hierdie is wat Juda kies om vir Tamar mee dood te maak, brand haar dood. Hy sê, hart, ek het nog altyd geweet, jy is moeilikheid, Tamar.
Toe my eerste seun dood was, toe weet ek jy's moeilikheid. Toe jy my tweede seun wegvat vir my, toe weet ek jy's moeilikheid. Nou kry vir jou. Nou het ons jou uitgevang. Jy gaan brand. Dis die hart van Juda. Dis wreed. Praat van injustice, onreg. Praat van iemand wat bydra gelewer het tot die situasie, maar gegee die sonde van die mense om haar en die gebrokenheid van die wêreld, onderdruk dit hierdie arme vrou. Sy, haar eerste man was boos en toe word hy doodgemaak. Haar tweede man het van haar en hy het selfsug en hy was doodgemaak en nou blameer haar skoonpa haar vir alles. Maar onthou, Tamar het 'n plan gehad. Soos wat sy uit na die hoop hou toe waarop sy gebrand, so toe ruk sy uit iemand se bestuurslisensie. Sy sê vir almal, I am pregnant by the man who owns these. Tamar alles, sy ontbloot al die onreg, sy ontbloot al die onderdrukking. Juda, hoe skyn heilig en blind vir jou eie sondes kan jy wees? Juda, vooraf stom geslaan, verneder, sê net hierdie 6 woorde. She is more righteous than I. She is righteous than I. Die woord righteous is die woord vir geregtigheid, justice. So net om die gewig te gee agter wat Juda eintlik hier sê, Juda sê, she has justice on her side. She was after justice. Sy was besig om onderdruk te word. Sy was vals beskuldiging, was oor haar pad. She was after justice and she got justice. She is more just than I. She is more righteous than I. She has been oppressed. Ek het haar onderdruk. Sy is geregtig. Dis wat ons lees in Juda se woorde. Hy gebruik 'n taal van 'n wettiese taal, 'n room language van 'n prokureur wat voor 'n regter staan. Hy maak 'n nuwe oordeel. Juda maak 'n nuwe oordeel oor sy hele storie, oor hierdie hele situasie. Hy sê ek wou haar brand. Dis wat hy sê. She was more righteous than I. So hy sê eintlik ek moet brand. Dis wat Juda sê. Hy sê ek is nie geregtig nie, jy is dit. Ons moet plekke ruil. Ek moet brand. Nie hy nie. En vir die eerste keer in die hele storie, bou dit op. Hier sien Juda vir die eerste keer sy sonde. Sy sonde. As ons net vinnig dink aan hierdie storie. Is daar twee waarhede, twee lesse wat God, ek dink, roep vir ons om te sien. Die eerste ene is, God roep ons dat in elke samelewing, hoor wat die Here vir ons wil sê, in elke samelewing sien ons dat daar mense is wat nie nodig het wat hulle nodig het in daai samelewing om 'n lewe nie. Elke samelewing het sy eie reëls, sy eie sisteme, dinge wat nodig is vir daai mens om 'n redelike goeie lewe te kan lewe. Nie ryk nie, net 'n normale lewe te kan lewe. En elke samelewing maak hulle eie reëls vir wat nodig is, vir wat okay is, vir wat acceptable is. Jy kan bydra as jy hierdie goeders op jou naam het. Elke samelewing, dit is mensgemaak. Elke samelewing het Tamars wat nie gegeewe hulle sondes nie, maar gegeewe hulle situasies. Gegeewe die gebrokenheid van die wêreld, die sisteme, die kaarte wat hulle uitgedeel het, weduwees is van daai samelewing. Elke samelewing het Tamars. En hulle staan nie 'n kans nie. Nie gegeewe waarteen hulle moet werk nie. Hulle nie. Niemand wil hulle 'n kans gee nie. Nou ons kan vir Tamar oordeel oor hoe sy te werk gegaan het om uit hierdie situasie uit te breek. Ons kan haar oordeel vir dit wat sy gedoen het. Dit was dodgy wat sy gedoen het. Maar kan ons 'n oomblik vat en net die onmoontlikheid van haar situasie waardeer voor ons oordeel wat sy moes gedoen het om uit dit uit te kom?
Kan ons leer dat ons ander oordeel vir die goed wat hulle doen sonder om te waardeer die lewe wat hulle gegee is en die sisteme waarteen hulle moet beklei. Dis net hoe dit is, dis hulle lot. Waardeer dat party mense verskriklik goed gedoen, nie omdat hulle 'n keuse het nie, omdat hulle geen ander keuse het. Omdat hulle geen ander keuse het nie. En dis die eerste punt. In Judas se storie sien ons dat wanneer God iemand sien, soos Judas, wat die hulpbronne het om iemand te help wat nie die hulpbronne het om 'n goeie, ordentlike lewe te kan lewe nie. Wanneer die Here so iemand sien, noem hy dit nie net sy nie. In ons storie sien ons hy vat dit verder. Hy noem dit 'n onreg. Hy noem dit injustice. Injustice om nie te gee vir die wat het nie. Wanneer jy het nie en hulle het nie en hulle het nie uit hulle situasie kom nie. Hulle kan nie deur die sisteme en die reëls breek wat hulle onderhou nie. Om nie te gee vir daai mense nie, noem hierdie storie, God se woord noem dit 'n injustice. Ons as kerk, as geloof, Nuwe Testament, word geroep oor en oor en oor om God se vaderhart uit te lewe en om te gaan na mense toe wat slegte kaarte uitgedeel is gegee word die gebrokenheid van die wêreld. Hulle, the orphans, the foreigners and the widow. Daai is mense wat se situasies hulle onderdruk. En ons as kerk word geroep om te gee. Om te gee van wat ons het vir die wat nie het nie. Om hulle te help om hulle situasie te oorkom. Want op hulle eie is dit onmoontlik. Die voorbeeld wat opgekom het soos wat ek hier aan gedink het, was die babahuis wat nou begin word. Die tutoring bediening, elke een keer 'n maand dink ek, 'n Saterdag. Die honderde, duisende geleenthede van mense om ons wat hulle self doodwerk, maar hulle kom nêrens nie. Hierdie is waarna toe God se woord ons om te sien dat situasies soos Tamasin bestaan. En dit help nie soos Judas ons blameer hulle en sê jou sonde het en jy het en ag man, jy moes net bietjie harder werk soos ek nie. Jy moet net bietjie trek en sal die lewe vir jou makliker wees nie. Dis nie altyd waar nie. Dis nie altyd waar nie. Maar daar's 'n tweede ding. Daar's 'n tweede waarheid wat uit hierdie storie uitkom, waarna toe God ons roep. Die tweede ding wat ons sien in hierdie storie is die bose, afwaartse pad van sonde. Dank ons blind kan bly vir daai sonde. Kyk na Judas se storie. Ons sien hoe hy op hierdie afwaartse pad is so duidelik soos daglig sien ons dit. Maar hy doen nie. Judas sien dit nie. Hy blameer hom en veral vir haar vir sy sondes. Al is hy die hoof van hierdie familie, hy onderdruk vir Tamar want dis alles haar skuld. En nou wil hy vir Tamar brand. Skyn heilig. Kan nie ek wees nie. Moet sy wees. Nie te sê hy mag rondslaap nie, maar die oomblik wat sy dit doen, brand sy. So blind is hy vir sy sonde. So vasgevang van sonde wat hom af en af trek, is hy, dat hy nie eers die skynheiligheid van die saak raak sien nie. Elke dag, hierdie voel dalk ver van ons af, maar elke dag, elke liewe dag, is ons geneig om liewers te kyk na die sondes van almal om ons, en selde wil ons regtig erken waar ons. Selde wil ons regtig erken wat in ons lewe aangaan wanneer niemand kyk nie. Selde wil ons eerlik wees oor hoe ons verhouding gaan met die Here. Selde wil ons self en vra hoe het ons bygedra tot die situasie waarin ek is, ons familie is, ons lewe is. Nee, dis hulle skuld. Nee, dis die regering se skuld. Nee, dis die ekonomiese skuld. Nee, dis my kinders skuld. Nee, dis my baas skuld. Weet jy wat? Dis net nie my skuld nie. Dis net nie my skuld nie. En ons sien verder in Judas dat sy hart is ons hart. Elke persoon, het hierdie diep begeerte om homself te wil regverdig.
Ons wil onsself justify. Kyk, hierdie is hoekom ek nie verkeerd is nie, maar en net soos Juda is ongeneig om ander te blameer, om onsself te regverdig, ons wil liewers die splinter uit hulle oog uithaal as die balk in ons eie oog. Blame shifting. Hardloop weg vir die realiteit van die saak, want dit gaan jou as jy erken wat regtig hier aangaan. Ek hardloop liewers weg. Ek bly liewers skynheilig. Ek kom liewers kerk toe en sit my mooi front op, maar niemand moet weet nie. Dit regtig aangaan nie, dit gaan my te verneder. So ek ontken, ek blameer. Sy het my dit laat doen, hy het my dit laat doen. Ek is nie so sleg soos hulle nie. Hierdie is die tipe goed wat ons self preek in ons harte om ons te regverdig vir die afwaartse pad in die siklus van sonde waarin ons vasgevang word. Partykeer. En hierdie is wat ek wil noem van Judas se storie. Die gewoonte. As ons 'n gewoonte maak van om oor en oor en oor ons sonde te regverdig. Dis nie ek nie, dis sy. Oor en oor en oor. Wat gebeur? Wat gebeur met ons lewens? Stadig maar seker. Regtig ons sonde vir so lank. Die sonde vermeerder. Die sonde vermeerder. Ons situasie word erger. Ons val soos Juda by die helling van sonde af en die momentum hou aan ons dra, want ons nooit ons sonde aan nie. Dis nooit ek nie. En so sonde floreer in ons lewens. En soos Juda, om elke draai word dinge net erger en erger en erger. En ons is te trots om te erken. Ons is te trots om te erken. Ek wil vir ons sê, Ligpunt, ek wil hê ons moet dit hoor. Dit gaan ons lewens vernietig. Hierdie gewoonte gaan ons lewens vernietig. En so die vraag is, wat vat dit om ons uit hierdie sondige siklus uit te breek? Wat vat dit? Ek wil sê die genade en die vergifnis van Jesus Christus. En dit is waar, maar daar's iets in ons storie wat kom voor ons die vergifnis van 'n genadige God ervaar. En ek wil nie hê ons moet dit mis. Wat vat dit om ons uit hierdie siklus uit te breek? Daar's 'n oomblik van vernedering in Judas se storie waar hy besef. Daar's 'n oomblik in Judas se storie waar hy vir die eerste keer besef, dis nie haar skuld, dis my skuld. Dis nie hulle nie. Dis nie my omstandighede nie. Dis my skuld. Ek is die probleem. She is more righteous than I. Die een wie ek wil brand en blameer, dis nie sy nie. Ek verdien. Ek, my sonde, my lewe, my situasie, my verantwoording vir waar ons is, verdien verbranding vir sonde. Dis 'n harde awakening van jou realiteit. Dis wat ons sien in Judas se storie en dis wat eers moet plaasvind. Baie keer sal ons oë het nie vir die skade van ons sonde en die ewels en boosheid van ons sonde. Ons is nie kwaad vir ons sonde nie. Ons haat ons sonde nie. So righteous than I. Ons oë moet eers oopgaan op 'n vernederende vlak vir wie ons regtig is voor 'n heilige God. Voor ons ooit die genade en die vergifnis van Jesus op die kruis kan en sal waardeer. Ons moet bewus word, werklik bewus word van ons sonde vir ons om hierdie siklus te breek waarin ons baie keer vasgevang word. Ek het 'n quote hier deur Keller wat ek vir julle lees en hy gebruik 'n illustrasie van hoe dit voel vir ons om hierdie vernedering deur te gaan van die ontbloting van ons sonde. Hoor hoe beskryf hy dit? Keller sê, this is a public humiliation for Judah. He is never going to live this down, but it's the only way he could be brought back. He was on his way to really being lost. Real shepherds say when you find a lost sheep, they don't jump up saying, hooray, I've been found. Oh no. Lost sheep are scared to death
And the only way to save a lost sheep is to grab it down, tie it up, and take it home struggling. In other words, when lost sheep are found, they don't feel like they are being found. When lost sheep are being loved, they don't feel they are being loved. When lost sheep are being made safe, they don't feel like they are being made safe. They feel like they're being clobbered. Hierdie is Judas se ervaring. Hierdie is die genade van God. Die genade van God. Partykeer moet ons besef, dit is wat nodig is in ons lewens. Dis wat God moet doen, om ons oë oop te maak, tot ons 'n werklike nood vir Jesus is. Partykeer is dit wat dit vat. En so ek wil net hierdie sê. Ek nooi jou uit. Vat 'n oomblik hierdie week en gaan vra iemand naby aan jou. Die beste persoon dink om te vra is 'n naby vriend, 'n ouer, maar eintlik jou man of jou vrou. Gaan vra hierdie week jou man of jou vrou, is daar 'n sonde waarvan ek nie weet nie? Is daar 'n sonde wat besig is om lewens te vernietig waarvan ek nie weet nie? Ja, dit gaan seer wees. Ja, jy gaan voel soos 'n skapie wat vasgemaak word. Maar kan ons net vir 'n oomblik stop in die besigheid van ons lewe voor ons oor 5 jaar, 10, kan ons iemand naby ons vra wat hulle regtig dink van waar ons lewens is. En kan ons dit as 'n geleentheid vat om ons sonde te sien soos Judas vir die eerste keer en weg te draai van daai sonde af na Jesus en genade toe. Dis my uitnodiging. Ek wil afsluit met die verlossing van Judas se verlede. Hierdie is Judas se storie. Weet nie of julle besef het nie, maar sy storie was in die Bybel geskryf. Vir almal. Om vir alle eeue te lees. Kom ons vat ons skandes en ons skryf dit ergens neer vir almal om elke jaar op jaar te lees. Hierdie is sy verlede en dis oop vir almal om te sien. Hierdie gemors, hierdie is Judas se storie. Maar ek wil julle uitnooi om hierdie te sien. Hierdie is die verlossing van Judas se storie. Wat gebeur wanneer ons sonde erken? Wegdraai van ons sonde af, die siklus breek, draai na Jesus toe wat ons vergewe. Nie onsself meer probeer regverdig nie. Maar sê, dis ek, vergewe my. Jesus, kom maak my lief, vat my sondes aan die kruis. Wat gebeur wanneer ons dit doen? Die Here vat ons skandes en ons stories en hy maak dit ons stories wat vir die wêreld verklaar die glorie. Hierdie is hoe Juda bekend staan in die Nuwe Testament. Juda staan bekend as hierdie. Ons lees in Openbaring van Juda. Juda is die eer van Juda. Jesus is the lion of the tribe of Judah. Sy storie het nie meer krag oor sy hede nie, sy hede nie. Wanneer Jesus deurbreek en ons 'n nuwe storie gee, hy kom skryf 'n nuwe storie vir ons, dan word ons stories 'n getuienis van God se genade en goedheid. Dit het nie meer krag oor ons nie. Ons kan dit deel met ander en vir hulle vertel van die goedheid van God. En soos Juda kry ons 'n nuwe naam. Hy is the lion of the tribe of Judah. Dis Juda se legacy. Legacy is ons as kinders van die lewende God. I am a child of God. Ek is 'n disipel van Jesus. Dis my nuwe titel. Dis my nuwe naam. Dis my nuwe identiteit. Ek wil afsluit met Paulus in die Nuwe Testament wat skryf. Hy sê, I was a blasphemer and a persecutor of the church of man. Dis my verlede, dis wat Judas sê. Dis wat Paulus sê, dis my legacy, dis hoe ek gaan onthou word. Maar hierdie is wat gebeur wanneer Jesus intree, wanneer ons wegdraai van ons sonde. I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with faith and love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst.
But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Ek weet nie wat jou storie is nie, maar mag dit 'n teken wees dat enige iemand, maak nie saak wat hulle gedoen het nie, kan genade kom ontvang by ons Here Jesus. Kom ons bid saam. Almagtige God en Papa Vader, ons sit met verskriklike stories wat baie krag al gehad het oor ons lewens en hoe ons dink oor U en hoe ons dink oor onsself en hoe U onsself wil gebruik. Ek vra, liewe Heer, sal U daai storie kom oorskryf vir ons. Sal U deur die genade van Jesus Christus ons kom bevry van die skandes van ons verlede. Sal U ons oë oopmaak vir ons sonde en sal U ons oë gee vir die onderdruktes in ons samelewing. Dra vrug deur hierdie woord, bid ek in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.